SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Nou, so 'n week terug het ons die begroting van die minister van Finansies bespreek en ek het julle vertel wat ek verwag vir die res van die jaar in terme van sekere ekonomiese veranderlikes en dies meer, en dit het alles verander. Dit het alles verander met die oorlog in die Midde-Ooste. En hier's 'n paar dinge wat aan die gebeur is hierso. En die kort antwoord is ek weet nie wat nou volgende gaan gebeur nie, maar hierdie skok wat dit op die ekonomie wêreldwyd en ook in Suid-Afrika gaan hê, dit is deel van die nuwe prentjie. En hoe gaan dit lyk? Hier's 'n paar dinge. Natuurlik die oliepryse het gestyg tot so $85. Miskien selfs minder as wat ek gedink het dit kan onder hierdie tipe van omstandighede, maar $85 en die rand het ook skerp verswak. Nou so wel heelwat swakker as R16 vir 'n Amerikaanse dollar. So die rand en die olieprys gaan beide 'n opwaartse druk op inflasie in Suid-Afrika plaas en dit het natuurlik 'n klomp ander gevolge of sal 'n hele klompie ander gevolge hê. Nou een daarvan is, selfs al keer dinge terug na waar dit was 'n week terug, is daar 'n skok in die stelsel en ons moet nou maar aanvaar klomp goeders gaan verander. Een daarvan is dat die Reserwebank dink ek gaan nie meer rentekoerse verlaag binnekort nie. Aanvanklik het ek gedink 25 basispunt verlaging rentekoerse, selfs 3 was moontlik vir hierdie jaar. Dit gaan nie nou gebeur nie. Miskien later in die jaar, maar vir eers gaan die Reserwebank op hulle hande sit. Daar is selfs 'n buiteperd kans as hierdie oorlog lank gaan aanhou en die olieprys styg tot $100 of selfs $120, dan gaan die Reserwebank onvermydelik moet begin om rentekoerse te verhoog. Soos dit nou is, gaan die inflasiekoers so 3,5 waar dit tans is, gaan dit waarskynlik styg tot so amper 4%. En onthou, die Reserwebank het so 'n marge van so 1% bo en onder 3% wat hulle kan toelaat vir rentekoerse of vir die inflasiekoers om rondom 3% te wissel. En natuurlik 'n ander groot impak het dit doen op die fiskale rekeninge. Die minister van Finansies het klaar gereken dat ekonomiese groeikoers 1,6% gaan wees hierdie jaar. Ek dink in elk geval dit was te hoog, maar ek kan sekerlik sê dit gaan nou nie gehaal word nie. Ekonomiese groeikoers waarskynlik heelwat laer en dit beteken onder andere met 'n kleiner ekonomie dat die tekort en die skuldvlakke as 'n persentasie van die ekonomie beide van hulle gaan swakker lyk as wat die minister van Finansies gedink het dit gaan wees. En dit beteken ons het gedink 'n moontlike verdere opgradering vir die staat se skuld en dit is waarskynlik nou ook nesie verby daarmee. Maar dit hang alles af wat oor die volgende klompie dae en weke in die Midde-Ooste gaan gebeur.